Shabbat Shalom, dit is Saterdagmôre en ek groet jou in die wonderbare naam van ons Meester Yeshua. Dankie dat jy ingeskakel is op hierdie pragtige dag. Dis winter, dis koud, maar dis lekker om die woord van Skepper Lewende God te kan uitdra en in sy teenwoordigheid te wees. So ek wil hom eer en ek wil hom loof en ek wil hom aanbid vir sy grootheid, vir sy almag en vir wie hy is. En weet jy, daar is iets wat ons nou van bewus moet wees. Daar is dinge wat besig is om te gebeur reg oor die wêreld en dit maak 'n mens eintlik opgewonde. Want as jy jou woord ken, dan sien jy dat die Bybel is besig om in vervulling te kom in soveel aspekte. Die woord word lewendig voor ons oë. Halleluja. Is dit nie amazing nie? Nou ek is opgewonde, maar terselfdertyd moet ons begin ernstig raak oor die lewende God. Ons moet begin ernstig raak oor sy woord en oor sy teenwoordigheid en hom om sy aangesig te soek meer as ooit van tevore. Want as jy byvoorbeeld vandag die nuus moet kry, hoor jy so teen die einde van hierdie dag is jou lewe verby. Hoe gaan jy reageer? Hoe gaan jy reageer? Hoe gaan jy bid? Hoe gaan jy die woord lees? Gaan jy anders te reageer? Gaan jy anders te optree? Gaan jy anders te begin dink? Gaan jy meer begin tyd spandeer met sy woord en met sy teenwoordigheid? Hoe gaan jy optree? Want jy sien, daar's ongelukkig mense wat dink, maar ons het nou nog baie tyd oor en dis die grootste leuen wat die vyand vir jou gaan opdis, is om vir jou te sê, maar jy het nog baie tyd. Mense, ek wil vir jou sê, as jy kyk na wat rondom ons gebeur, is daar nie meer baie tyd oor nie. Met ander woorde, ek en jy moet ons lewe in lyn kry met die woord van God. So ons weet nie, miskien is dit 'n jaar, 2 jaar, 3 jaar, 5 jaar, ons weet nie, maar ons sien dat die profetiese woord is besig om in vervulling te kom. So die tyd is nou. En ongelukkig, baie gelowiges slaap. Baie gelowiges slaap omdat hulle die verkeerde siening het. En is grootliks omdat gelowiges oor die jare verkeerd geleer is. So ek en jy moet bewus wees van die tyd waarin ons is en ons moet uit die slaap uit wakker word. Jy sien, daar moet nou in jou eie persoonlike lewe 'n geestelike ontwaking plaasvind. Daar moet 'n geestelike ontwaking wees. Die grootste leuen, en ek het dit net nou gesê en ek sê dit weer, die grootste leuen wat die duiwel vir jou gaan opdis, is om te sê, jy het nog baie tyd. Maar ek wil vir jou sê, die tyd is nou. Die tyd is nou dat ons uit die slaap uit wakker word en sal bewus wees van wat in hierdie wêreld gebeur en dat ons sal bewus wees van sy woord en die profetiese vervulling van sy woord. Romeine 12 vers 11 tot 12 wil ek gou vir jou lees. Merk hierdie in jou Bybel en ons gaan 'n bietjie Bybelstudie doen. Daar's 'n paar verse wat ek gaan aanraak vandag en dis belangrik dat ek en jy sal bewus wees wat sê die woord. Romeine 13 vers 11 tot 12 sê, en dit te meer omdat ons die tydsomstandighede ken. Hoekom ken ons die tydsomstandighede? Ons ken dit vanweë die feeste. Ons ken dit vanweë die waarheid in Vader se woord. Ons ken dit vanweë die openbaring wat ons ervaar. En ook die profetiese vervulling in Vader se woord. As jy sy woord lees en jy ken sy woord en jy sien sekere dinge gebeur op die wêreldtoneel, dan kom jy agter maar dis profetiese vervulling. So omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Want die saligheid is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het. Die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van duisternis aflê en die wapens van die lig omgord. So ons kan nie nou nog aan die slaap gevang word nie. Inteendeel moet ek en jy nou ons lewe in lyn kry. En ek en jy kan nie nou nog sukkel met dinge in die vlees en ons sukkel met ons persoonlike lewe en ons sukkel nog met ons huwelik en ons sukkel nog met ons ouer-kind verhouding en ons sukkel nog met baie aspekte. Nee, dit het tyd geword vir ware gelowiges om op te staan en om 'n geestelike volwassenheid te bereik, dat ons kan begin wandel in die weë van Skepper Lewende God, want die tyd is nou. Die tyd is nou.
Mense, die tyd is nou om geestelik te ontwaak en begin om waarlik Jahwe te dien in gees en in waarheid. Ons kan nie nou nog doekies omdraai nie. Ons is in die laaste dae. Ons is absoluut in die laaste dae en ek kan nie nou nog sukkel met dinge in my lewe wat nie veronderstel is om daar te wees nie. Dit het tyd geword dat ons geestelik begin volwasse raak. 1 Tessalonisense 5 vers 6 sê, laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Nou, hoekom moet ek waaksaam wees en hoekom moet ek nugter wees? Want jy sien, die duiwel gaan met ons mors indien ons nie waaksaam is nie. Daarom sê 1 Petrus 5 vers 8, hy sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. Jy weet nie wat doen die vyand? Die vyand wil ons besig hou met alledaagse dinge. Die vyand wil ons besig hou en dis 'n oeroue taktiek, en selfs die Romeinse ryk het daardie taktiek ingebring, en want die Romeinse ryk was besig om in duie te stort, en wat doen hulle? Hulle bou kolosseums, en hulle hou die mense entertained, en hulle gee vir hulle kos, en die oomblik wanneer jy die mense met entertainment kom so 'n bietjie aan die slaap sis, en jy gee vir hulle kos, en jy wys, maar alles is okay, dan sien hulle nie wat agter die skerms gebeur, waar alles uitmekaar uitval. Maar een ding moet jy weet, wanneer die wêreld uitmekaar uitval, dan val Vader se plan in plek. Halleluja! Maar jy sien, die wêreld en die duiwel is besig om die ganse mensdom aan die slaap te sis, want ag, dis okay. Want jy sien, almal hardloop na die stadions toe, en almal is besig met films en met movies en met 1000 dinge, in steede daarvan om besig te wees met die woord van Skepper lewende God. As jy besig is met sy woord, en jy kyk wat rondom jou gebeur, dan is jy bewus van die uur waarin ons leef. Want jy sien, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, en hy kyk wie hy kan verslind, en hy gaan die verslind wat aan die slaap gesis word, en wat besig is met entertainment. So hoekom moet ons dan waaksaam wees en nugter wees? Want die tyd is naby. Die tyd is naby, daar is profetiese vervulling wat vandag plaasvind. Weet jy hoekom reageer die mens nie? Weet jy hoekom? Want dit affekteer my nie direk nie. Hoekom die mens nie reageer? Net so per toeval, nou dat ons hier in Suid-Afrika is, en daar is 'n oorlog in Israel en Iran, en die bomme val, en daar is haat teenoor mekaar, affekteer dit jou direk? Nee, dit doen nie. Want waar jy ook al is, daar's nie nou bomme wat val. Dit affekteer die mense in Israel, en dit affekteer die mense in Iran. Dis wie geaffekteer word. Maar ons word nie geaffekteer nie, en baie mense reg oor die wêreld word ook nie daardeur geaffekteer nie, en daarom is mense aan die slaap, want ek word nie direk geaffekteer nie. Maar jy sien, hierdie dinge wat besig is om af te speel, gaan een of ander tyd ons begin om direk te affekteer. En kom ek vat jou na die woord in die boek van Matteus hoofstuk 4, en ek lees vir jou hierdie gedeelte. En Yeshua antwoord sy disippels, nadat sy disippels na hom toe gekom het en vir hom gevra het, maar wat is die teken van u koms? En wat gaan gebeur in die laaste dae? Waarna moet ons kyk en waarvan moet ons bewus wees? En wat is die teken van u koms? En die heel eerste woorde wat Yeshua kom sê in vers 4 is, pas op dat niemand julle mislei nie. En daar is misleiding in hierdie wêreld vandag op 'n eksponensiële wyse. Daar is soveel misleiding en soveel mense hardloop agter verleiding aan. En ek sien hoe mense verlei word, want jy sien iemand vat die Bybel en dan sit iemand op sosiale media en dan praat iemand oor die Bybel en almal eet dit op so soetkoek. En niemand gaan ondersoek wat die woord sê nie, in steede nee wat ons luister nou maar wat hierdie persoon sê, en Jessie, dis so pragtig. En nee, dit is die waarheid, want jy sien, ons was verkeerd geleer nou al vir jare, en nou sien ek die waarheid.
maar die waarheid kan ook verdraai word. Dis hoekom Yeshua sê, pas op dat niemand julle mislei nie. En hoe meer ek dit sê, en hoe meer ek verkondig dat ons moet pas op vir die verleiders, selfs in Suid-Afrika, ook reg oor die wêreld, wat mense op 'n platform staan en mense is op sosiale media en verdraai die waarheid en mense eet dit so soetkoek op. En ek praat daaroor en ek sê ouens, wees versigtig, pas op dat niemand julle mislei nie. Mense wil nog steeds nie hoor nie. Hulle wil eerder luister na die verleiding as wat hulle wil luister na die woord van Skepper lewende God. En dan word daar verskonings gegee. O nee, maar dis nie wat die woord sê nie. Dan word daar verskonings gegee. En weet jy wat? Yeshua is reg. Hy sê aan die einde van die dae, ouens, pas op dat niemand julle mislei nie, want daar gaan misleiding wees, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Messias. En hulle sal baie mense mislei. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Ouens, ons is nou besig om te hoor van oorloë en daar is gerugte van oorloë en daar is werklik waar konflik reg oor die wêreld. En hy sê pas op. Moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind. Praat met iemand in die week en iemand praat met my, hierdie persoon praat met my oor wat gebeur nou in Israel en wat is my opinie. Ek sê hierdie goed moet gebeur. Hierdie dinge moet gebeur want dit staan so in die woord. Hierdie goed moet gebeur. Wanneer jy sien hierdie dinge gebeur, dan moet jy weet maar dis waarvan die woord praat. Dit moet gebeur. Pas op. Moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie, want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. En daar sal hongersnode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke, maar al hierdie dinge is die begin van die smarte. So mense, ek wil vir jou sê, ons is al lankal daar, al lankal. Ons is al lankal by die begin van die smarte, en nou gaan die woord verder, dan sal hulle jou aan verdrukking oorgee en julle doodmaak. Ek wil vir jou sê, ons is baie naby daaraan. Ons is baie naby daaraan, op 'n globale skaal. En julle sal deur die nasies gehaat word ter wille van my naam. En daar sal baie tot struikeling gebring word en mekaar verraai en mekaar haat en baie valse profete sal opstaan en mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Jy sien, terwyl die ongeregtigheid vermeerder, is daar selfs mense wat met die Bybel onder die arm loop, wat geen liefde het nie. Hulle het geen liefde nie. Hulle het geen warmte nie. Hulle het nie die teenwoordigheid van God nie. En dit maak dit vir my regtig hartseer, hoe ek sien hoe die liefde by soveel mense verkoel, en mag die liefde by jou toeneem, elke dag. Mag Vader se teenwoordigheid jou lewe kom vul, en mag jy werklik waar net toeneem in sy liefde, in sy salwing, en deur sy Heilige Gees versterk word. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Halleluja. Nou een ding, dat die fokus is nou by Israel. Die afgelope paar weke was die fokus so by Israel en wat gebeur daar, en die gevegte tussen Israel en Iran, en nou is Amerika involved en al hierdie dinge, so die fokus is nou by Israel, en dis reg, want dis nog steeds Vader se volk en nasie. Dis nog steeds Vader se volk, dis nog steeds die barometer wat ons kan gebruik om die profeseë in sy woord te kan meet. En nou wil ek jou vat na die woord in Sagaria hoofstuk 12 vers 2 tot 3. En hier sê die woord, kyk, ek maak Jerusalem vir al die volke rondom tot 'n beker van bedwelming. En ook teen Juda sal dit wees tydens die beleding teen Jerusalem. En in die dag maak ek Jerusalem tot 'n baie swaar klip vir al die volke, en elkeen wat dit optel sal hom daarmee sekerlik seermaak, en al die nasies van die aarde sal daarteen vergader word.
So dit sê vir my dat daar is dinge wat besig is om te gebeur en die konflik gaan al hoe erger raak en daar gaan al hoe meer nasies gaan begin betrokke raak in hierdie oorlog. Sagaria 14 vers 2 sê, want ek sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem en die stad sal ingeneem en die huise geplunder en die vroue onteer word en die helfte van die stad sal uitgaan in ballingskap, maar die oorige deel van die bevolking sal nie uit die stad uitgeroei word nie. So Vader verkondig eintlik al van die beginne wat aan die einde gaan gebeur. Hy is al besig van die begin af om hierdie dinge te profeteer. En wat doen ons as mens? Ons is aan die slaap. En ag, weet jy, dis nou al vir 50 jaar, vir 60 jaar, vir 70 jaar wat ons die wederkoms verkondig. En ons verkondig dat die einde van dae gaan gebeur. So nou sê die woord in die boek van Petrus, hy sê maar, daar sal spotters wees wat sê, waar is die belofte van die wederkoms? En daai spotters is vandag ook nog steeds betrokke. En nou wil ek jou gevat na die woord, na Esegiel hoofstuk 38, en ons ken hierdie gedeelte, dit praat oor die Gog en die Magog, en die oorlog wat nog moet gebeur. Luister wat sê die woord. Esegiel 38 vers 2 tot 6 sê, mensekind, rig jou aangesig teen Gog, in die land van Magog, die vors van Ros, Mesach en Tubal, en profeteer teen hom en sê, so spreek Yahweh. Kyk, ek het dit teen jou, o Gog, vors van Ros, Mesach en Tubal, en ek sal jou weglok en hake in jou kakebeen sit en jou laat uittrek en jou hele leer, perde en ruiters, almal volkome toegerus en 'n groot menigte met groot en klein skild. Almal die swaard hanteer, Perse, Kusiete, Puteërs, saam met hulle en almal met skild en helm. Gomer en al sy leers, die huis van Tegorma, uit die uithoeke van die noorde en al sy leers, baie volke saam met jou. So wie is hierdie nasies waarvan Esegiel hoofstuk 38 praat? Hierdie nasies is Turkye, dis Iran, dis Rusland, dis Sudan en dis Libië. Maar die woord sê ook, daar gaan baie volke saam met hom wees. So dit beteken, daar gaan ander nasies gaan ook optrek, daar gaan ander nasies ook teen Israel wees, en ons sien dit vandag reg oor die wêreld. Selfs ons eie regering is teen Israel. Ons eie regering is teen Israel, en ek wil dit bekend maak hier publiek, dat ons staan vir Israel, en Psalm 122 sê, dat ons moet bid vir die vrede van Jerusalem, as ons wil vrede hê. So ons staan vir Israel, en ons staan vir die woord van Skepper lewende God, maar ons eie regering staan teen Israel. So daar gaan baie volke optrek, en hierdie in Esegiel 38 is wat moet gebeur. Dis wat moet gebeur. En Amerika wat staan as Israel se bondgenoot, kan eintlik probleme veroorsaak. Amerika wil betrokke raak en het alreeds betrokke geraak. En Rusland het 'n waarskuwing afgegee tot Amerika, en Iran is nou, nadat Amerika geretaliate het en betrokke geraak het, is Iran besig om gevegte te loods, en ons gaan sien, daar gaan moeilikheid kom vanweë hierdie aspekte. Brittanje het ook nou vegskepe ingestuur en is tans in die Suezkanaal. So Brittanje het ook nou begin om sy militêre mag in te stuur. En ons is baie naby aan 'n derde wêreldoorlog wat 'n grootskaalse verwoesting gaan veroorsaak. Wanneer hierdie dinge begin gebeur, dan gaan daar 'n oproep wees vir vrede. Ons het dit al reeds gesien. Mense roep vir vrede in die Midde-Ooste, en daar gaan nie vrede wees totdat die verskyning van die Antichrist kom nie. Daar gaan nie vrede wees nie. Dis nou al honderde jare wat mense roep vir vrede in die Midde-Ooste. Want jy sien, hierdie konflik kom nou al 'n lang tyd. Dis 'n konflik tussen Isak en Ismael. Dis 'n konflik tussen Jakob en Esau. Hierdie konflik kom nou al van die Bybelse tyd. En vir die afgelope paar jaar is mense besig, en hulle soek na vrede en 'n oplossing in die Midde-Ooste, en die enigste oplossing gaan wees wanneer die Antichrist sy verskyning gaan maak. Maar wanneer hy sy verskyning maak, dan moet jy weet, ons het moeilikheid.
dan sal moeilikheid. Wanneer hierdie dinge gaan gebeur, gaan daar 'n oproep wees vir vrede. Nou wil ek jou vat na Daniël hoofstuk 7. En Daniël hoofstuk 7 het ek al gehanteer by 'n boodskap. So asseblief gaan kyk na my boodskap oor die nasies van hierdie wêreld. En ek het hierdie in detail gehanteer en ek wil dit net vinnig lees. Daniël hoofstuk 7 en ek gaan dit in kort, gaan ek dit gou met jou hanteer. So Daniël hoofstuk 7 vers 1 sê, in die eerste jaar van Belsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe en die hoofsaak vertel. Daniël het gespreek en gesê, ek het in die nag in my gesig gesien en kyk, die 4 winde van die hemel het 'n groot see in beroering gebring en 4 groot diere het uit die see opgeklim. En die een verskillend van die ander, die eerste was soos 'n leeu en hy het vlerke van 'n arend gehad en hy het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is en by die grond van die grond af opgehef is soos 'n mens en op 2 voete neergesit is en daaraan is 'n mens se hart gegee. En kyk 'n ander dier, 'n tweede het gelyk soos 'n beer. En aan die een kant opgerig en 3 ribbes was in sy bek, tussen sy tande en so het hulle ook vir hom gesê, staan op en eet baie vleis. Daarna het ek gesien en kyk, daar was 'n ander een soos 'n luiperd en dit het 4 vlerke van 'n voël op sy rug gehad en ook het die dier 4 koppe gehad en aan hom is heerskappy gegee. Daarna het ek in die naggesig gesien en kyk, daar was 'n 4de dier vreeslik en skrikwekkend en baie sterk en dit het groot ystertande gehad en dit het verslind en vermorsel en die oorskot van sy pote vertrap en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het en dit het 10 horings gehad. So hierdie 4 diere het ek oor gepraat en ek het dit behandel in 'n ander boodskap, maar ek wil net vinnig daaroor praat. So Daniël hoofstuk 7 lys vir ons 4 diere. Nou die eerste dier is 'n leeu met arendvlerke. Nou wie is dit? Nou die algemene verklaring vat jou terug na Daniël hoofstuk 2 en hy sê nee, dit is Babylon en dan sit Mede en Perse en dan is dit Griekeland en dan is dit die Romeinse Ryk. Maar in terme van die 4 diere wat Daniël gesien het in Daniël hoofstuk 7, kan dit nie daardie 4 nasies wees nie. Ek het dit behandel. So ek gaan vinnig net gou verduidelik. So die eerste dier is 'n leeu met arendsvlerke. So dit is Brittanje en Amerika. Die tweede dier is natuurlik die beer. En die beer is Rusland. Die derde dier is die luiperd. En die luiperd verteenwoordig die Europese Unie wat aan die spits van die Europese Unie staan en natuurlik Frankryk en Duitsland. En as jy kyk, Duitsland het die afgelope paar jaar weer opgestaan as 'n militêre krag. 'n militêre krag. So Duitsland is 'n militêre krag waarmee mense afgereken gaan word. So Duitsland staan baie sterk met sy weermag. Dan die 4de dier is die Antichrist. En as jy gaan kyk na Openbaring hoofstuk 13, dan sal jy sien dieselfde attribute, dieselfde beginsels uit die woord uit met betrekking tot die Antichrist is in Openbaring hoofstuk 13. So nou sê 1 Tessalonisense 5 vers 3 die volgende. Hy sê, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. So mense, ons is baie naby om te sien die verskyning van die Antichrist, want Amerika en Brittanje is nou alreeds betrokke in hierdie geveg tussen Israel en Iran en die geveg in die Midde-Ooste. Ons gaan sien dat Rusland gaan ook begin betrokke raak. En dit is waarvan Daniël praat in Daniël hoofstuk 7. En ons gaan sien dat die Europese Unie gaan ook sy stem dik maak en Frankryk en Duitsland wat eintlik groot militêre lande is, gaan ook eintlik begin betrokke raak en daar gaan 'n volskaalse 3de wêreldoorlog plaasvind. Hierdie goed moet gebeur. Ek vat jou terug na die boek van Matteus hoofstuk 24,
Hy sê, luister, en julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. So daar gaan oorloë wees, daar gaan gerugte van oorloë wees, daar gaan nasies wees wat opstaan teen mekaar. Een nasie sal teen die ander opstaan, een koninkryk teen die ander. En as gevolg daarvan, as gevolg van die wêreldoorlog, gaan daar hongersnode wees, daar gaan pestsiektes wees en die aardbewings gaan toeneem. Dit gaan wees die begin van die smarte. En ons is reeds daar. En nou kom die woord en die woord gee 'n baie dringende uitnodiging. Ouens, ons moet bewus wees van wat hier aangaan. Ons moet bewus wees van die tyd waarin ons lewe. Ons lewe in baie moeilike tye. Ons lewe in die laaste dae en ons gaan werklik waar dinge sien en ervaar en beleef. So die anti-kris gaan sy verskyning maak op verskeie aspekte en ek het dit al gesê in 'n vorige boodskap. Hy gaan sy verskyning maak op 'n politieke, 'n ekonomiese en ook 'n gelowige en ook op 'n sosiale aspek in sy lewe of in hierdie wêreld. Gaan hy opstaan. Hy gaan opstaan op 'n ekonomiese, politieke en ook 'n sosiale en ook op 'n godsdiensbasis gaan hy opstaan reg oor hierdie wêreld. Dit is wat gaan gebeur. En al hierdie goed moet gebeur, want jy sien, daar moet chaos wees vir die anti-kris en die een wêreldstelsel om te kom om te sê, maar hoorie so, ons wil vrede bring en ons wil 'n een wêreldstelsel bring, 'n een geloofstelsel en daardie een geloofstelsel gaan ingebring word sodat die hele wêreld onder die leierskap en die mag van die anti-kris kan begin funksioneer. En daarom is daar 'n dringende uitnodiging, 'n dringende uitnodiging. Luister wat sê die woord in Jesaja 55 vers 1 tot 3. Almal wat dors het, kom na die waters. En wie geen geld het nie, kom en kom eet, koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder prys. Wyn en melk, waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is? En julle arbei vir wat nie kan versadig nie. Luister aandagtig na my en eet die goeie. En laat julle siel hom in vettigheid verlustig. Neig julle oor en kom na my toe. Luister en julle siel sal lewe. Ek wens mense wil begin luister. Want jy sien, ek hou aan mense voor die lewe en die dood. En Vader het my die opdrag gegee om hierdie boodskap uit te bring, veral in hierdie tyd waarin ons lewe, want die woord sê, neig jou oor en na my toe en luister en jou siel sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, die bestendige genadewyse van Dawid. Wat is hierdie ewige verbond? Die ewige verbond is, ons moet terugkeer na die lewende God. Ons moet terugkeer na sy woord, sy insettinge, sy verordeninge en sy wet. En ons moet Yeshua aanvaar as ons verlosser en saligmaker. En ons moet hom dien in gees en in waarheid. Mense, ons moet ophou om die leuns van hierdie wêreld te glo en die leuns wat soveel mense vir ons kom opdis en ons met die dringende uitnodiging moet ons aanvaar wat Yeshua vir ons kom gee. Hy sê, neig julle oor en kom na my toe. Hy sê dit in Matteus hoofstuk 11 vers 28, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Jy sien, ons hardloop rond en ons is besig met 1000 dinge en ons is besig met soveel goed in steede daarvan dat ons moet besig wees met die woord van Skepper lewende God. Daar is geen twyfel, ons lewe in die laaste dae. Geen twyfel. En omdat ons in die laaste dae is, moet ek en jy bewus wees van wat besig is om te gebeur. En Vader kom gee hier die dringende uitnodiging en hy gaan verder in Jesaja 55 vers 6 tot 7. Hy sê, soek Jahwe terwyl hy nog te vinde is. Soek hom. Soek Jahwe terwyl hy nog te vinde is. Mense, hy's nog te vinde. Ek en jy het nog sy woord. Ons het nog tyd. Ons het nog die geleentheid om sy aangesig te soek. Nou sê sy woord, soek my terwyl ek nog te vinde is.
Roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes en laat hom tot Jahwe bekeer en dan sal hy hom barmhartig wees en tot ons Elohim, want hy vergeef menigvuldig. Halleluja! Hy vergewe. En hy roep ons na hom toe. Met ander woorde, ek en jy moet ons nonsens los. Ons moet ons sonde en ongeregtigheid moet ons los en ons moet hardloop na ons verlosser, ons saligmaker. Ons moet hardloop dat ons waarlik tot bekering sal kom en dat ons die lewende God sal aangryp soos nog nooit vantevore. Mense, dis 'n baie dringende uitroep en 'n uitnodiging wat die lewende God vir ons kom gee, en daarom moet ek en jy ag gee. So ek wil jou vra vandag, hoe lyk jou lewe? Hoe lyk jou lewe? Is jy nog besig met die dinge van hierdie wêreld? Want dit is besig om jou aan die slaap te sis. Maar ek en jy moet wakker word en ons moet ontwaak, ons moet geestelik ontwaak, sodat daar oplewing en 'n transformasie kan plaasvind in ons lewe. Vader, roep ons tot bekering. Yeshua het nie verniet sy lewe opgeoffer, sy bloed uitgestort, sodat ons verlore moet gaan nie. Hy het nie verniet al die lyding deurgegaan en sy totale lewe oorgegee vir my en vir jou, sodat ons verlore moet gaan nie. Hoekom het hy gesterwe? Hoekom het hy gekom en hoekom het hy sy lewe afgelê? Hy het dit gedoen vir my en jou, sodat ons die gawe van die ewige lewe kan beerwe, sodat sy bloed ons kan kom skoon was van sonde en ongeregtigheid. So mense, die tyd is nou. Die tyd is nou. Dat ek en jy sal wakker word, en dat ek en jy die woord sal opneem. En dat ons 'n dieper begeerte sal hê om sy woord te lees en in te kom in sy teenwoordigheid. Dat ons daai hartsbegeerte sal hê om te sê, Vader, ek stoot die ander dinge weg en ek hardloop na u teenwoordigheid, want u is die mees belangrikste aspek in my lewe. Kan ek gou vir jou 'n laaste skrif gee? Die laaste skrif uit die woord. En hierdie is belangrik want jy sien, Vader is bewus van wat in ons lewe aangaan. Jy geweet, hy kom deursoek jou en hy is bewus van alles wat in jou lewe aangaan. Kyk wat sê hy hier. In vers 4 van Openbaring hoofstuk 2, hy sê, maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Wat is jou eerste liefde? Jou eerste liefde is natuurlik Yeshua. Yeshua. So die tyd is nou, keer terug. Keer terug na die lewende God, keer terug na jou eerste liefde, en dat jy weer 'n honger en 'n dors sal hê na sy woord, na geregtigheid, en om te wandel in sy weë, om hom lief te hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. En wanneer jy dit doen, dan weet ek, sy liefde sal jou oorskadu. So mense, ek wil jou nooi vandag, dat jy sal terugkeer na die lewende God, want die tyd is nou. Mense, ek kan nie vir jou sê hoeveel tyd ons nog oor het nie, miskien 'n jaar, miskien 2, miskien 3, ek weet nie. Al wat ek weet is, ek sien die woord is besig om lewend uit te spoel en uit te speel in ons lewe, en daarom moet ek en jy des te meer ag gee op die tydsomstandighede. Halleluja. So ek wil jou nooi vandag, wil jy net weer opnuut jou lewe toewy aan die lewende God, jou gees oopmaak, jou hart oopmaak, en hom aanvaar as jou verlosser en saligmaker, en werklik waar toelaat dat die bloed van die lam oor jou kom en jou skoon was, want jy sien daar is nog krag in sy bloed. Halleluja. En dat jy sal weet, dat maak nie saak wat gebeur in hierdie wêreld nie, dat jy die gawe van die ewige lewe sal beerwe. Halleluja, kom ons bid saam. Vader, dankie vir hierdie woord. Dankie vir u dringende uitnodiging vandag. Vader, u sê in u woord, roep my aan terwyl ek nog te finde is. Soek my. En Vader, ons wil kom en ons wil u aangesig kom soek vandag. Ek bid, Vader, dat hierdie wêreld sal begin wakker word, Vader, oor die tydsomstandighede. Ek bid, Vader, dat u diegene sal stuur wat in die koninkryk van God moet inkom.
Vader, want u woord verklaar dat u wil nie hê dat enige iemand verlore moet gaan nie, maar dat almal die ewige lewe sal beerwe. My gebed is, Vader, stuur hulle na ons toe en maak ons gewillig om arbeiders te wees vir die koninkryk van God. Help ons, Vader, in elke aspek van ons lewe. Help ons, Vader, dat ons hierdie dringende uitnodiging sal op ag gee, dat ons sal ontslaa raak van die sonde en ongeregtigheid in ons lewe, en dat ons waarlik U sal begin dien in gees en in waarheid. Geef vir ons die krag, die vermoë, die stamina. Vader, help ons om te oorwin oor elke aspek van die vlees. Help ons, Vader, om te oorwin oor die hel, die dood en ook oor die graf. En dat ons sal kan staan voor die Seun van die mens, Yeshua, ons verlosser en saligmaker. En dat ons sal weet, ons het die gawe van die ewige lewe. Dankie, Abba. Vader, maak ons toe met beskerming. Behoed en bewaar ons. Vader, ek bid dat U ons sal oorskadu met U kosbare Heilige Gees. Dat U ons sal toemaak onder die vlerke van die Almagtige, en dat ons U naam sal vereer en verheerlik. Vader, dis ons gebed vandag, in U wonderbare, die heilige, die hoog verhewe naam van ons Meester Yeshua. En my gees roep uit, Halleluja, Halleluja, loof sy lieflike naam. Nou baie dankie dat jy ingeskakel was. Dankie dat jy geluister het na hierdie woord. Mag jy geseënd wees, en ons eer Abba Vader vir sy liefde, sy genade en sy goedheid. Nou ja, van my kant af, Rian Abri, altyd 'n plesier om met jou te gesels. Tot volgende keer. Shalom.